Hallo graad 12's, welkom by ons 6de video oor arbeid. In video 5 het ons die arbeid-energiestelling leer ken, V net gelyk aan delta EK. In hierdie video wil ons nou berekeninge doen, waarin ons die stelling en formule toepas. Ons begin in ons studiegids op bladsy 1.52, voorbeeld 2. 'n Skier bevind hom aan die bopunt van 'n wrywinglose sneeubedekte helling, 20 meter bo kan die grond. Hy begin ski uitrus vanaf punt P en bereik punt Q aan die onderpunt van die helling. So ons weet dat sy snelheid en kinetiese energie oor hierdie gedeelte PQ toeneem. Dan bereik hy 'n gedeelte horisontaal waarop daar 'n wrywingskrag van 300 Newton op hom uitgeoefen word en wat hom dan by punt R tot stilstand bring. Ons wil nou sy spoed by punt Q bereken en asook die gedeelte QR waaroor hy tot stilstand kom. Ons begin deur te kyk na al die kragte op die skier en spesifiek die kragte wat arbeid verrig en dit sluit dan nou slegs gravitasiekrag in. Die enigste ander krag, normaalkrag, speel nie nou 'n rol nie. Ons sal dit wel op die vryliggaamdiagram aandui, hier loodreg vanaf die vlak, indien gevra word vir die diagram. Die netto arbeid wat gevra word is dan nou die arbeid verrig deur gravitasiekrag. Die maklikste metode is om die gravitasiekrag afwaarts en die vertikale verplasing te gebruik. So ek stel dan Fg delta I en die kos van 0 grade in, aangesien die vektore in dieselfde rigting is en hier word positiewe netto arbeid van 11.760 joule verrig. 'n ander metode sou wees om die verplasing langs die skynsvlak te bereken uit die sin van die skynsvlakhoek gelyk aan oorstaande gedeel deur skynsy. En dan kan ek gravitasiekrag direk afwaarts en die skynsvlakverplasing gebruik in my arbeidformule. Dit is dan gelyk aan Fg delta X, maar ek vermenigvuldig met cos 65 grade die kos van die hoek tussen die twee vektore. Die derde metode is om Fg parallel te bereken en dit met delta X te vermenigvuldig en dan met cos 0 grade want hierdie twee vektore is in dieselfde rigting. Om nou die snelheid by punt Q te bereken, ek het reeds die netto arbeid en ek het ook 'n beginsnelheid, so 'n begin kinetiese energie. Ek kan dan net weer net gelykstel aan delta EK wat ek uitbrei tot eindkineties minus begin kinetiese energie. So daaruit bereken ek dan my eindsnelheid. En dit werk uit op 19,8 meter per sekonde. 'n tweede metode is om my bewegingsvergelyking te gebruik wat nie die tydveranderlike bevat nie en dan die versnelling uit Newton se tweede wet te bereken. Die netto krag parallel aan die vlak sluit dan net Fg parallel in en dit deel ek deur M om dan A te kry en delta X werk ek weer uit die sin van 25 grade uit. So nou kan ek die beginsnelheid van 0, my versnelling en my verplasing instel en dan net die eindsnelheid bereken. Hierdie metode gaan ek net gebruik as ek nie verplig word om energiebeginsels te gebruik nie. Vir die laaste gedeelte moet ek die afstand QR bereken. Ek begin weer deur te kyk na al die kragte wat arbeid verrig op hierdie skier en dit is nou slegs wrywingskrag. Dit is ook my enigste krag parallel aan die vlak, so my netto krag is gelyk aan 300. My beginsnelheid aan die onderpunt van die helling is dan nou 19,8 meter per sekonde. Die eindsnelheid is geïmpliseer 0 meter per sekonde want hy kom tot stilstand. So ek het 'n begin en eindsnelheid. Ek kan dan 'n eindkinetiese energie minus begin kinetiese energie bereken en daaruit vir delta EK kry wat ek gelykstel aan W net, maar W net vervang ek per definisie met F net delta X cos theta. So ek bring dan vir delta X in dit is die veranderlike wat ek moet bereken. F net is die wrywingskrag van 300 Newton. Ek stel die positiewe waarde daarvan in. Die hoek tussen die wrywingskrag en die verplasing is 180 grade, waarvan die cos mos nou minus 1 is. Aan die linkerkant het ek 'n negatiewe term, aan die regterkant 'n afname in kinetiese energie wat ook negatief is. My verplasing is dan plus 39,2 en ek beantwoord net hulle vraag en sê ook dat QR gelyk is aan 39,2 meter. Dit bring ons by 'n paar huiswerkvrae in die 3-in-1 studiegids. Op bladsy 1.76 is 3 vrae aangedui. Die antwoorde is op bladsy 1.84 en 85.
Kom ons kyk ook saam na 2 vrae in die 2-in-1 op bladsy 12. In vraag 50 is 'n motor wat aanvanklik teen 'n konstante snelheid van 10 meter per sekonde ry en dan binne 2 minute tot 30 meter per sekonde versnel langs 'n reguit horisontale pad. Die netto arbeid verrig op die motor, die netto krag wat daarop inwerk, die afstand afgelê in hierdie tyd en ook die wrywingskrag op die motor word gevra. By vraag 53 is 'n fietsryer wat sonder om te trap van punt P na punt Q langs 'n geboue fietsrybaan beweeg. Hy begin uit rus, die arbeid verrig deur wrywingskrag, let wel die arbeid verrig word gegee en dan beweeg die fietsryer verder langs 'n reguit wrywinglose gedeelte van Q tot by R. Die vraag is om die snelheid by Q sowel as by R te bereken. Stop die video hier, beantwoord die vraag en speel dit dan verder om die antwoorde te kontroleer. By vraag 50 word die netto arbeid op die motor gevra. Ons het die snelheid aan die begin voordat hy begin versnel het, sowel as aan die einde na die 2 minute. En daaruit kan ek dan die verandering in kinetiese energie bereken. En die verandering in kinetiese energie is gelyk aan die netto arbeid verrig. Hier was 'n toename in snelheid, dis is die netto arbeid verrig op die motor positief. Ons het nog nie die verplasing nie, anders kon ek met behulp van my arbeidformule die netto krag bereken het. Maar netto krag is ook gedefinieer as die tempo van verandering van momentum. So uit die verandering van snelheid kan ek die verandering in momentum bereken en dit deur die tydstuur van 120 sekondes deel. Dit gee netto krag van 158,33 Newton. Die tweede moontlikheid is om die versnelling te bereken as die tempo van verandering in snelheid. Ek stel dan hierdie onafgeronde waarde in Newton se tweede bewegingswet vergelyking en bereken daaruit die netto krag wat op dieselfde antwoord moet uitkom. Let wel, as daar verskillende stappe in 'n onderafdeling is en ek moet van die een stap na die volgende substitusie doen, dan gebruik ek 'n onafgeronde waarde vir meer akkuraatheid. Nou word gevra om die verplasing te bereken. Ek het reeds die netto arbeid in die eerste deeltjie bereken en ook die netto krag en daarom kan ek net die verplasing kry deur terug te werk uit die arbeidformule. En in die laaste deeltjie word die wrywingskrag op die motor gevra. Die arbeid verrig deur die engine krag word gegee en ek kan hierdie waarde omskakel na joule en dan met die arbeidformule die engine krag bereken. En dan kan ek verder met die vektorsom van kragte werk. Ek het reeds die netto krag en ook die arbeid verrig, of liewer ook die engine krag en dan die enigste onbekende is die wrywingskrag. 'n tweede opsie is om die som van die arbeid verrig deur wrywingskrag en die arbeid verrig deur engine krag gelyk te stel aan die netto arbeid. Ek stel die bekende arbeidwaardes in en bereken dan die arbeid verrig deur wrywingskrag en dan weer werk ek terug met die arbeidformule en bereken hieruit die wrywingskrag en dit bring my by dieselfde antwoord uit. Hier het ons 'n geboue fietsrybaan waar langs die fietsryer beweeg en die kragte wat deeltyd op hom inwerk is gravitasiekrag afwaarts en 'n wrywingskrag parallel met die vlak opwaarts. Aangesien die rigting van die baan heeltyd verander, gaan ons nie die netto krag oor hierdie afstand bereken nie. Die netto arbeid is dan die algebraiese som van die arbeidswaardes van die wrywingskrag en gravitasiekrag en ons brei dit uit na die verandering in kinetiese energie. Die arbeid verrig deur die wrywingskrag is gegee en ons weet dit sal 'n negatiewe waarde moet wees. Ons het ook 'n beginsnelheid van 0 meter per sekonde uit rus begin en dan kan ons net die arbeid verrig deur gravitasiekrag bereken. Ons weet die vertikale verplasing is 3,5 meter afwaarts en hierdie twee vektore is in dieselfde rigting, so die arbeid verrig deur gravitasiekrag is net dan die gravitasiekrag maal 3,5 maal cos 0 grade en dit bring my dan by 'n eindsnelheid uit van 6 meter per sekonde en aan die onderpunt van die helling is hierdie snelheid na links. By die laaste deeltjie weet ons dat gravitasiekrag die enigste krag is wat arbeid verrig op die fietsryer. Ons kan dit opbreek in die twee komponente.
Die netto arbeid is dus dan gelyk aan die arbeid verrig deur gravitasiekrag, wat ek weer uitbrei na verandering in kinetiese energie. Hulle het vir my die skynsvlakverplasing skynsopwaarts gegee, delta x. Daarom verkies ek om netto arbeid of arbeid verrig deur gravitasiekrag te vervang met FG parallel delta x, kos 180 grade, want die hoek tussen hierdie twee vektore is 180 grade. Die beginsnelheid vir hierdie gedeelte was 6. Dit was die snelheid wat ons in die vorige deeltjie bereken het, by punt Q, en die enigste onbekende is dan die eindsnelheid by punt R. Ek stel net al die waardes in, om FG parallel te bereken. Ek vermenigvuldig met skynsvlakverplasing en kos 180 grade. My eindsnelheid werk dan uit op 4,41 meter per sekonde, opwaarts parallel met die helling. If you found this video useful, give it a like and subscribe to our channel so you don't miss any new episodes. Follow us on Instagram or Facebook to stay on top of the latest TAS news and launches. So that's it for now from The Answer Series, your key to exam success.